Noag het die appel geëet. Moses het die ark gebou. Jona, wel hy het die Israeliete uit Egipte gelei. Adam was in die vis. Paulus het nou weer alles verloor, selfs sy kinders. Stefanus het vir Jesus verraai. Job het met 'n prostituut getrou. En Timoteus het vir Jesus laat kruisig. Raak jou oë nou so groot vir dit wat ek sê? Of stem jy saam met dit wat ek nou gesê het? Want as jy saamstem met dit wat ek nou gesê het, van Noag en Moses en Jona wat die Israeliete uit Egipte gelei het, as jy nou saam met my stem, asseblief stop hierdie video nou dadelik, of luister aan. Maar gaan en lees weer jou Bybel, en leer jou Bybel ken. As jy my gaan vat, en my woord alleen vertrou, is daar fout. Jy sien, ons bestudeer God se woord so min. Ons maak nie tyd vir sy woord nie, en dan luister ons na mense, na predikers, het sy op sosiale media, of waar ook al, in die kerk selfs. En ons glo hulle. Ag, ek kan Sondag in die kerk sit, dis reg. Dis al wanneer ek 'n boodskap van God af hoef te kry. Dis al wanneer ek my Bybel hoef te lees, want dis al wanneer jy Bybel oopmaak. Hoeveel stof lê al op jou Bybel? Ons bestudeer nie eens sy woord nie. Ons lees ons dagstukkie. Ons lees die Bybel, lees die dagstukkie, maak toe, dis reg is vir die dag. Maak ons tyd om sy woord te leer ken, om God te leer ken. Ons doen nie. En dit maak dit so maklik vir hierdie wêreld daar buite, vir predikers, vir leiers, om ons 'n rad voor die oë te draai. Om hulle sin te kry, dat ons hulle volg, want wat hulle verkondig is fantasties en wonderlik en reg. Ek sê nie alle predikers is so nie. Ek sê nie alle kerkleiers is van die pad af nie. Wat ek probeer sê is, jy gaan nie weet of 'n prediker of 'n leier van die pad af is of nie, tensy jy die verantwoordelikheid vat om jou Bybel op te tel, die stof af te vee en te begin lees en te bestudeer wat God vir jou sê. Dit help nie, jy sit Sondag na Sondag in daai kerk en jy ja en amen op dit wat die dominee of die pastoor sê nie. Dan is jy 'n dwaas, want jy self moet God se woord ook bestudeer. Hoekom anders het jy 'n Bybel? Ek praat ook hard, maar ek dink ons almal weet wat in hierdie wêreld van vandag aangaan, hoe siek hierdie wêreld is, en wat doen ons? Ons aanvaar wat gesê word is reg. So Jona, ek kan nie eers onthou nie, Jona het die Israeliete uit Egipte gelei, blykbaar. Jy gaan ja en amen op dit, want jy ken nie jou Bybel nie. Jy neem nie in nie, jy slaan nie ag nie, jy doen nie moeite nie. Wat van ons probeer vir 'n slag luister na dit wat God vir ons sê? Sy woord, nie ander nie. Ek sê nie bly die kerk uit weg nie. Gaan kerk toe, dis nodig. Ons moet as 'n gemeenskap van gelowiges saam staan, ons het mekaar nodig. Maar doen self die moeite, doen self die ondersoek om God se woord te bestudeer en seker te maak jy sit in die regte kerk wat die waarheid verkondig. Maar dit gaan jy nie weet tot jy nie in daai kerk sit nie. Tot jy nie self God se woord bestudeer nie. Weereens, nie alle predikante verkondig die valse evangelie nie. Maar daar is baie wat nie die waarheid verkondig nie. Wat die waarheid so mooi toemaak in 'n geskenkpakkie. Hoe sê iemand het op 'n tyd gesê, dit was vir my so mooi. Dis die geskenkpakkie evangelie wat verkondig word. Maar ons dink nie. Ons bestudeer nie.
Ek wil net hoor wat vir my pas. En solank as wat die dominee of die pastoor vir my sê wat ek wil hoor en my ore kom streel, is ek okay. My liewe mens, ek smeek jou. Ek smeek jou uit die diepte van my hart. Luister vir 'n slag na God en sy woord. En al hoe jy dit gaan regkry, is om jou Bybel oop te maak en te begin lees. Plaas jy jou hoop, jou geloof en jou vertroue in mense en wat hulle sê, of in God en wat hy sê? Val terug na sy woord toe. Vat daai verantwoordelikheid op jouself om sy woord, te bestudeer. Leer weer vir Jesus ken. Self. Nie van wat anders sê nie. Ek kan hier sit en ek kan die grootste klomp nonsens praat, maar hoe gaan jy weet? As jy net opneem en glo wat ek sê. Jy gaan nie weet nie. Tensy jy vir Jesus ken. Tensy jy in 'n verhouding met hom leef. Ken jy regtig, waarlik vir Jesus? Weet jy, althans, weet jy wat hy vir jou wil kom sê vandag? Vir wie luister jy? Ek sê nie, moenie na predikers luister op sosiale media nie. Ek sê nie, moenie na kerke toe gaan en ek doen dit. Luister na predikers op sosiale media. Gaan kerk toe, luister na jou predikant of jou pastoor. Maak nie saak nie, gaan doen dit. Al wat ek vra van jou is, jy self moet ook die verantwoordelikheid op jou vat om God se woord te bestudeer, sodat jy weet dit waarna jy luister, dit waarna jy kyk, is die waarheid. En as dit nie die waarheid is nie, wat doen jy daaromtrent? Gaan jy maar net, of staan jy op, en jy sê, "Hokkaai, wat nou gesê is verkeerd." Wat kies jy vandag? Kies jy om na mense te luister, of kies jy om eintlik na God te luister? Die keuse is joune.